18 Desember 2025, lesing 65 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons het gister nie by hierdie hoofstuk uitgekom nie, ons het 'n bietjie oor ander dinge gesels, maar die opskrif van hierdie hoofstuk is baie interessant, die werke van die engele, hoofstuk 130. Nou hierdie inligting sal jy nie in die Bybel kry nie. As jy wel die boek van Henog gehad het, wat ook nou uitgehaal is uit die Bybel, sal jy ook sekere werke van die engele kan waarneem. Maar ons moet nie vergeet dat hier waar ons vandag sit en waar ons die dag hier vandag uitgaan, is daar ontsaglike hoeveelhede engele in ons nabyheid, in ons omgewing. Hulle is engelgeeste. Moet hulle nou nie sien as iemand wat met vlerke rondvlieg nie. Dit was maar verduidelik vir die mense om in die oudheid iets wat vinnig beweeg is met vlerke aangedui. Hulle het die vorm, 'n engel het die vorm van 'n mens. Want alles, die engele en die mense is maar die vorm van die Vader geskape. Die Vader wat ons nou al geleer het, 'n manlike positiewe deel het en 'n vroulike negatiewe deel. Vader is manlik en vroulik in een, en engele is ook volgens sy beeld geskape. Ek en jy is nie so geskape nou nie. Aanvanklik was ons so geskape. Adam en Eva was een wese. Maar daar was 'n ongelukkigheid in hierdie eenheid, en toe het Vader dit goed gedink om die mans en die vrouens apart op die aarde te laat leef. En elkeen sy eie pad nou moet uitstippel. Nou, net soveel engelgeeste wat om ons is nie altyd net soveel nie, maar daar is verskriklik baie sataniese geeste om ons, wat ons dan duiwels of demone noem. Nou dit verstaan ons baie keer baie beter, omdat die negatiewe, as jy jouself in so 'n negatiewe situasie bevind, dan voel jy hoe hierdie goed jou aangryp. Byvoorbeeld, as jy jouself skielik bevind in 'n plek waar jy nie moet wees nie, sê maar in 'n bose nagklub, of in 'n dobbelplek, dan voel jy dit. Maar ons voel nie altyd die engele nie, omdat hulle so vol lig is, en ook nie aan ons vrye wil kan peter nie. Hulle kan ons nie dwing om niks te doen nie. Maar hulle kan, as jy 'n goeie gedagte in jou het, hier's nou 'n situasie voor jou, en nou kom die gedagte op, maar ek moet geduld hê met hierdie man. Hierdie persoon is erg van die duiwel besete. Dan kom die engel van geduld en vul jou wese, versterk jou wese, om daai geduldsgedagte deur te dra. Jy kom byvoorbeeld by iemand wat heeltemal net opgegee het, en nou jouself miskien, kom ons sê hierdie voorbeeld is jouself, jy het net opgegee, jy wil nie meer aangaan nie. Ek is nie meer lus vir hierdie dinge nie. En nou kom die engel van erns, want daar is so 'n engel daarbo, en daardie engel kom voed jou met gedagtes, mits jy jou gedagtes oopstel vir die goeie. As jy jou afsluit vir die goeie, dan kan die engel nie met jou werk nie. En dan sal jy gevoed en versterk word met 'n gees van erns. Kom ek lees al die geeste van die 7 hoofaartsengele. Liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. In die nuwe boek wat ons het, die weg na eenheid deur die liefde, is die orde 'n bietjie verskillend, en erns het basies geregtigheid geword, wat die hoogste liefde is, wat jy openbaar. So mits jy jouself vir die goddelike liefde oopstel, kan daai engelgeeste werk, en is hulle dan hier om dit te doen. Nou sit ons met die voorbeeld hier, dat Raphael, wat een van hierdie 7 groot aardsengele is, hy is die engelgees van wysheid, is nou in persoon teenwoordig by Yeshua. Yeshua het vir hom 'n liggaam laat aanneem van 'n jong mannetjie van 16 jaar
En nou wandel hy op aarde as 'n getuie uit die hemele vir Yeshua se werke hier. Alles in die goddelike moet werk volgens die wet. Op die getuienis van 2 of 3 berus die waarheid. So Raphael is nou die hemelse getuie, maar ook omdat hy 'n liggaam het, 'n aardse getuie vir Yeshua se wandeling op aarde, want hy was feitelik vir die 3,5 jaar teenwoordig gewees. Nou lees ons verder. Nou stap Raphael, die aartsengel van wysheid, na vore en sê, onthou jy, dis die ouens het net begin wakker, of kom gesê, die son kom nou op, en hulle voel so goed, hulle is nie vaak nie. Nou sê Raphael, ek slaap ook nie, en tog het julle gesê, dat elkeen behalwe julle nou slaap. Sahir sê, vriend, dat jy nie slaap nie, en ook glad nie, en nooit kan slaap nie, dit sal wel vir elke mens duidelik wees, wat jou so goed ken as ons. Jy kan dus die opmerking dus gevolglik bespaar. Kyk, beste engel, dit is voldoende dat ons mense nog iets wat dom is, en ons hoef van jou kant af werkelijk nie gehelp te word, om nog dommer te word, as wat ons van nature reeds is nie. Jy kan ons egter gesien jou onmeetlike wysheid en ervaring, wat ouer is as die heelal, in menige opsig uitstekend onderwys gee. Nou vra Raphael, wie is ek dan, dat ek geen slaap sou hê nie? Sahir sê, asseblief hemelse vriend, gebruik nie sulke hoofdrawende taal nie. Jy is 'n engel van Jahwe uit die hemele, wat hier tydelik deur die meester 'n verligte liggaam gekry het. Hierdie liggaam kan jy bliksemsnel afwerp en vernietig. Jy is 'n baie ander wese as ons, wat liggaamlik nog altyd sterflike mense van die aarde is. Jy is nooit gebore nie. Jy het buiten Jahwe Elohim nooit soos ons 'n vader en 'n moeder gehad, waardeur jy verwek is nie. Jy ken sedert ondenkbare tye, maar net onmeetlike saligheid, smart, leed en droefheid, en die bittere berou ken jy maar net by naam, maar nie uit eie ervaring van jou wese nie. En met mense kan jy daarom in alle waarheid glad nie oor aardse, menslike dinge praat nie. Jy kan maar net met ons oor suiwer geestelike dinge praat, wat ons ook baie dankbaar van jou sal aanvaar, want jy is tuis daarin. Maar oor liggaamlike dinge kan jy nie praat nie, omdat jy nog nooit in 'n liggaam gelei het nie. Nou sê Raphael, kyk, wat jy nie alles weet nie. Ook al sou ek nooit 'n liggaam gehad het nie, dan ken ek tog die liggaam en elke veseltjie daarin, beter as wat jy ondanks alle ywer in 1000 jaar sou kon leer. Want hy sê nie hier, ek het nie 'n liggaam gehad nie, hy sê, al sou ek nie 'n liggaam gehad het nie. Want wat nie in hierdie stuk uitkom nie is, maar wat op ander plekke gesê word, is Raphael het 'n liggaam op aarde aangeneem, en hy was op aarde. Hy was Henog, die 7de aartsvader van Adam af. En hy het met 'n liggaam oor die aarde gegaan, en hy het nooit gesterf nie, hy is opgeneem by Vader in die hoogste hemele. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie, hy sê, al het ek nooit 'n liggaam, ken ek jou liggaam tot in die 1000ste deel. Moet ons engele nie vir alles sorg wat ook maar enigszins te maak het met die wese van die mens, of van 'n mens, vanaf sy ontstaan tot met sy heengaan van hierdie aarde nie? Is ons nie die wat julle siele louter, deur in julle liggaam pyn en lyding te veroorsaak, en dit gereed te gemaak vir die opname van die gees uit Elohim nie? En sou ons dan niks weet van julle uiteenlopende siektes en pyne nie? Wat moet daar in jou kop omgaan, om my so iets te kan verwyk? Neem maar van my aan dat ons engele ook verdriet en smart kan voel. En ek sê vir jou, dat ons wel meer verdriet en smart deurstaan as julle, wanneer ons altyd maar moet ondervind, dat die hardnekkige mense al ons groot inspanning
onder gespot en gehoon en met smerige voete vertrap, en ons altyd die rug toekeer. Vriend, sou jy soveel geduld gehad het met 'n mens, wat heeltemal aan jou sorg toevertrou was, en wat jou altyd met die grootste weldade oorlaai, maar wat jou uitermate verag daarvoor, en niks van jou wil hoor of weet, en bovendien altyd sy hele denke en dade daarop rig, om van jou, as sy grootste weldoener en vriend, weg te kom, jou vir al jou sorg en moeite vir sy heil, moontlik nog nadeel te berokken, jou goeie naam in diskrediet te bring, en jou voor te stel as 'n sluwe verraaier. Sê my eers, wat sou jy met so 'n mens gedoen het, as jy iemand soos Sirenius was? Dis nou iemand met aardse mag. Sou jy genoeg geduld gehad het, om so booswig tot aan sy dood, met baie geduld, kalmte en sagtheid te behandel? En hier beskryf Raphael die werk van ons beskermgeeste. Ons het almal minstens een beskermgees, maar party mense het meer. En ons beskermengele is heeltyd by ons, en hulle staan gereed om ons te help met goeie gedagtes. Ook as daar pyn nodig is, dan word dit toegelaat deur Vader om jou na sekere dinge toe te bring, sonder om jou wil te verander. So die gevolge van jou bose handelinge, wat gewoonlik in pyn bestaan, of dit nou kanker is, wat die gevolg is van verkeerde eetgewoontes, en 'n oormatige parasietlading in jou liggaam, hy laat dit toe. Maar hy kan ook alle parasiete vernietig wat by jou mond inkom. Hy is in staat daartoe, want dit is hoekom ons vir kos bid. Maar omdat jy wil swelg en jy sekere goed nie wil los nie, dan laat hy toe dat die gevolge jou bykom. Kan jy dink hoe hartseer moet 'n aartsengel wees, wat oor jou aangestel is, wat al by jou was, toe jy ontwikkel is in jou moeder se baarmoeder? Daai engel ken jou deur en deur, hy was saam met jou as kind, saam met jou as jong mens, en nou kom jy in 'n val in 'n hel in van dwelms en allerhande aardelike goed, en nou wil jy jou liggaam vernietig, jy wil selfmoord pleeg. Wat kan hierdie engel doen? Hy kan net daar staan. Hy kan nie die mes uit jou hande uithaal wat jou polse wil sny nie, of hy kan nie die pille voor jou mond wegruk wat jy in jou mond afgooi om nou aan 'n oordosis te sterf nie, of 'n heroïne oordosis of wat ook al nie. Hy moet daar staan en dit laat gebeur. Dink net hoe hartseer moet hierdie engel wees. Hy was by jou al die tyd, hy ken jou soos 'n vriend 'n ander vriend ken. Jy ken hom nie, want jy weet nie van hom nie. En nou sterf jy. En nou moet jy in die doderyk in die hel ingaan. Onthou, hulle wil ook graag sukses hê. En hierdie was nou 'n mislukking. Maar hy kan niks daaromtrent doen nie, dis nie sy skuld nie. Dan kry hy weer 'n taak om 'n ander mens se beskermgees te wees. Maar laat ons oplet, dat ons weet, ons het heeltyd beskermgeeste, plus al daai aardsengele en al hulle ondergeskikte engele, wat hulle dan afdeel vir elkeen van ons. Hulle is ook alomteenwoordig, kan oral in die heelal wees op dieselfde tyd gelyk. Dit is hoekom alle mense 'n gelyke toenadering kan kry tot die geesteswêreld van die positiewe. Maar onthou, die negatiewe trek net so hard aan jou. Sahir, wie se oë rek tydens hierdie woorde van die engel, sê: nee vriend, so geduld sou ek in my lewe nie hê nie. Sonder krag sal ek al geen geduld daarvoor hê nie, laat staan met krag. Raphael sê: sien jy, en ek het soveel onbegrensde mag en krag, dat ek in 'n ommesientjie hierdie hele aarde, die maan, die son en al die sterre vir jou oë sigbaar, wat vir jou oë sigbaar is, almal verskriklike groot hemelliggame, in 'n oogwink kan verwoes,
en heeltemal kan vernietig. En tog het ek uit vrye wil altyd so geduld met die onhanteerbare mense van hierdie aarde. Hier leer ons wat se mag in 'n engel setel om planete, sonne en sterre te vernietig wat baie groter as 1 miljoen keer groter as hierdie aarde is. Deur net 'n woord te spreek kan hy hierdie goed vernietig. Maar dit is tog nog niks nie. En 'n maklike boosheid om te verdra. Dink egter die voortdurende weerspannige gedrag van Satan en sy engele eers in, wat terwyl hulle self baie magtige geestelike wesens was, altyd die bose plan koester om nie net vir ons nie, maar ook vir Elohim te vernietig en om al sy mag te ontneem. Ons is nie magtige wesens nie, die mens is baie onmagtig vergeleke met die ander dinge in die lewe, van die geesteslewe. Dink aan Satan, en ons het nou in die afgelope jare baie insig gekry oor Satan se magtigheid wat hy gehad het eens op aarde, wat hy nog steeds het, wat hy in die verborgenheid bedryf. Daar is geweldige, magtige, hoogs intelligente, wreedaardige, boosaardige wesens wat in sy ryk alles in hulle mag doen om die mensdom op aarde te vernietig. Dit is hulle hoofdoel, om die geskape Adamiet en sy nageslag, veral die wat nog aan Yeshua en sy verlossing en sy bloedoffer vashou en dit erken in hulle lewens, hy wil hulle vernietig. En hy is nou baie kragtig besig in die eindtyd om op te kom uit die hel uit. Die band tussen aarde en die onsienlike vierde dimensie waarin hy vasgevang is nou stadig besig om oop te gaan. Net soos wat Openbaring 9 dit lys. Die afgrond het oopgegaan waar Abaddon heers of Apollo, die Griekse naam. En dis niemand anders as Satan nie. Hy het die gevangenis waarin hy was se deur oopgemaak. Hy's besig om hom al hoe oper te maak. Maar die engele hou hom onder beheer, maar daar is sekere grense wat hulle nie oorskry nie, omdat Vader dit toelaat. Hoekom sal Vader nou toelaat dat hy dit doen? Want die mens wil hom hê. Die mensdom soek vir Satan. Hulle soek sy mag. Hulle soek sy vals godsdienst. Hulle soek sy geld, mag en alles wat hy vir hulle kan gee. En die wreedheid wat saam met hom gaan. As julle weet hoe wreed hierdie aardse heersers is, miskien het julle nou al 'n bietjie opgelet. Dit kom nou uit, hoeveel bloed hierdie goed drink. Hoeveel mensvleis hulle vreet. Hulle hou feeste, nie soos ons braai ons 'n bietjie lekker bees of skaap nie. Hulle braai mensvleis. Daar in Amerika is plekke, the Order of the L, wat is daai plek waar hulle die offers bring daar? Bohemian Grove. En alle ander plekke waar hierdie groot goed in die geheim by mekaar kom, moet hulle mensvleis, moet hulle kinders offer, moet hulle verskriklike dinge doen, wat vir jou en my sal walg, maar tog doen hulle dit, want hulle wil vir Satan hê, die vader van al hierdie boosheid, want hulle wil hom dien, en hulle sê hulle dien hom. Hollywood sterre het male sonder taal, het ek nou al gelees van hulle wat hulle siele vir Satan verkoop het, vir beroemdheid en mag. Sangers, wat verskriklik groot liedere gecomponeer het, wat jy en ek elke dag sing en na luister, erken dat hy sy siel vir Satan verkoop het, om hierdie liedere te kry van hom af, die inspirasie vanuit die hel. So, die mens soek dit, en omdat met die mens 'n vrye wil het, word sy vrye wil nou, dit word toegelaat. Die engele moet dit nou toelaat. So dink aan daai arme beskermengele wat nou met hierdie mense is,
wat heeltyd net van een boosheid na 'n ander boosheid strompel. En hulle uiteindelik is klaar vasgestel. Hulle gaan na dit toe wat hulle soek, na die hel toe. Daar gaan hulle die grootste ontnigtering kry, want Satan beloon nie sy goeie getroue volgelinge met 'n vrypas nie. Hulle word nou eers erger gestraf daar binne. So kom ons lees verder. Waar is ons nou? Vers 15? 14. Dit mag natuurlik in ewigheid nie gebeur nie, dat Satan heeltemal oorwin nie. Maar hoe dit ook al sy, die onuitroeibare bose plan is nou eenmaal daar, Satan se plan. En hulle hou nie op om dit in uitvoer te bring nie. Hulle ly wel altyd die ergste smart en pyn daarvoor, wat hulle self vir hulle deur hulle kwaadwilligheid op die hals haal. Maar dit bring hulle nie so van stryd, dat hulle vergoed hulle boosheid die rug toekeer nie. Want hulle ontvang mag en krag van die bose duister ryk af. Of dit nou aanhang is, aanbidding is, verering is, en of dit geld is, ander mag, maak nie saak nie. Dit is die dinge waarmee Satan sy volgelinge beloon. En hulle teer daarop. Jy kan ons nou dink dat hierdie sangers wat nou daar staan voor sê 100.000 mense in 'n stadion, en almal lig hulle hande op en hulle skreeu en juig hom toe. Hy ontvang al daai energie, want Satan se engele moet energie by ons steel om krag te kry. So baie van hierdie groot concerts wat hulle sê, ek wil dit nie as Afrikaans noem nie, is niks anderste as seanse waar Satan aanbid word nie. Of dit nou, wat is hierdie goedse name, wat so oral hier na Suid-Afrika toe ook gekom het, Lady Gaga of Gaga, en wat is die een wat voor haar was? Madonna, ek kan nie eens met die name, of hierdie ander swart goed wat nou deesdae ook daar rondspring. En ons wit mense ry in hulle 1000 Soweto toe, na die FNB stadion om na hulle te gaan luister. Weet dat jy nie onbesete terugkom nie. Want jou engel kan jou nie beskerm daar nie, want jy wil in die Satanse domein gaan rondvoeter. Nou sê hy staan terug. Hy is in elk geval een engele, en hier is 10.000 demone. Die persoon het willens en wetens in die demoniese gespuis ingegaan. En nou kom jy terug met 'n paar goggas aan jou, wat nou sekere eienskappe begin uitleef in jou. Kyk, ons sien dit alles, en het die mag om hulle nie net baie gevoelig te straf nie, maar om hulle ook vir ewig heeltemal te vernietig, sonder dat ons aan Elohim verantwoording daarvoor hoef af te lê. En tog behandel ons hulle as ons gevalle broers, met alle geduld en begrip, en lei alles maar net so, dat hulle vrye wil nêrens deur ons belemmer word nie, maar altyd vry is en bly. Ons verhinder wel altyd baie sorgvuldig die verdere invloed daarvan. Vriend, sou jy dan gedoen het, wat sou jy dan gedoen het onder sulke omstandighede? Sou hier sê, ek sou soos 'n beer op hulle toegeslaan het, en dan sou ek wel eers wou sien, of sulke geestelike beeste my nie sou gehoorsaam nie, veral as ek met jou mag en krag kon doen wat ek wou. Nou ja, hierdie ou het ook maar net bekeer, en hy is nog baie menslik ingestel. En dis 'n belangrike ding wat die engel hier sê, dat hulle selfs die demoniese duiwels met geduld verdra as gevalle broers. Want dit is wat hulle is. Hulle was eens geskape geeste op aarde, in die heelal geplaas, sonder enige sonde.
Hulle was volkome vanuit die liefde uit. Maar omdat hulle Lucifer gevolg het, wat hoogmoedig geword het en gesê het, hy is God, het hulle almal soos hy geword. En het hulle wesens bly voortbring wat soos Satan is. Maar tog, sê hierdie engel, hulle is ook almal ons gevalle broers. En hulle sal eens weer 'n kans kry in die heelal om 'n lewenskleed aan te trek en weer 'n lewe te lei. Nou binnekort aan die einde van hierdie 6000 jaar periode, wat moontlik so naby as 10 jaar van nou af kan wees, of nog nader, vind alles kry 'n omvorming. Die aarde se oppervlak word omvorm, maar selfs die hel word omvorm. Almal wat nou in die hel en die doderyk is, in daai geweldige ontbering wat hulle moet maak, hulle word weer eens omvorm tot sieledele, wat dan in die nuwe 1000-jarige vrederyk, in die mineralenryk, die planteryk en die diereryk opgeneem gaan word. So die hel in sy vorm wat hy nou bestaan, het 'n einde. Maar die toestand van 'n siel in hierdie gebonde toestand van minerale, plante en diereryk is nie lekker nie. Dit is nog steeds 'n gevangenskap. Maar dan aan die einde van hierdie periode van die 1000 jaar word Satan weer eens opgewek deur die mens en ontstaan daar dan weer 'n geweldige negatiewe aanslag teen Vader se kinders. Maar die skrif is duidelik daaroor en veral die nuwe openbaring dat hulle dan finaal oorwin sal word. Maar dit is die situasie waarmee ons nou sit. Nou sê Raphael vir die ou, maar verstaan jy nou dat die bestaan van 'n engel van Elohim nie so maklik is soos wat jy jou dit voorgestel het nie, en dat ek die beste besef het van die streng menslike en dit ook ken en daarom met julle ook daaroor kan praat. Saaier sê, o ja, dit sien ek nou baie goed in, maar sê nou net vir my nog of jy verplig is om hier te wees en of dit ook jou vrye wil is, jou eie vrye wil is. Raphael sê, o ja, ek is heeltemal vry om julle dadelik te verlaat, maar ek wil by julle bly omdat dit die meester welgevallig is. Wat vir die meester aangenaam is, dit wil ek. En daarteen kan ook Elohim self nooit iets doen nie, want daarop berus die instandhouding van al die geskapene, waarvan jy ondanks al die tallose talle sterre wat vir jou sigbaar is, nog nie eens 'n eonste deel sien nie, om nie eers te praat van die eindelose totaliteit en die wese daarvan nie. Hier is nou 'n opmerking ingesit deur Jacob Lorber, wat ek nou al ook ander syfers gehoor het. 'n eon is die derde mag van 'n 1 met 60 nulle. Al wat ons net weet, dit is verskriklik baie, amper so te veel vir die menslike verstand om te besef. Volgende vers, maar nou sal die son weldra opkom en die meester terugkom. Dus sal ek weer al my aandag rig op wat hy verlang. Lees hierdie vers baie dieper, dan sal julle nou die volgende goed ook verstaan. Wie is die son van geregtigheid wat Maleagi 4 van praat, wat sal opkom in ons harte? Dis Yeshua. Nou sê hy, die son is nou net voor die sonsopkoms, maar Yeshua is nou af na die stad toe, die gebrande stad, en hulle verwag hom nou binnekort terug. So dit is die son wat in die gees opkom. Dis Yeshua wat terugkom. Nou, die volgende hoofstuk is Raphael verjaag die menslike sorge. Hoofstuk 131. Saïr sê, moet ons die slapendes nie wakker maak nie? Raphael beantwoord, hulle sal wel wakker word sodra die meester persoonlik weer by ons is. Yara spring vinnig op en vra met 'n hartstogtige, liefdevolle heftigheid, waar kom hy vandaan, die liefde van alle liefde, my oë sien nog niks.
Raphael sê glimlaggend, dit is nie erg nie. As jy jou hart omgesien het, sal jou oë gou daarna ook niks tekort kom nie. As die son op is, sal hy hier wees. En dit is die grootste probleem van die mense. Hulle sien nie vir Yahshua met hulle harte nie. Hulle sien hom met hulle verstand. En daarom kan hulle nie die dieper dinge begryp nie. En hierdie woorde wat ons vanoggend lees, sal by hulle verbygaan. Helena, wat ook wakker gebly het, sê, Jara, laat ons hom vinnig tegemoet gaan. O, wat 'n saligheid om hom tegemoet te gaan. Ja, vriendin, gaan maar saam. O, wat sal dit nie goed wees as ons hom sal sien terwyl hy ergens uit die verte na ons toe kom nie. Toe gaan beide vinnig in die rigting van die bos in die weste en verdwyn spoedig daarin. Hier is vir my 'n pragtige profetiese gedeelte wat wys op die einde. Ons het nou reeds gesien dat Jara die siele van hulle is in Suidelike Afrika wat Yahshua liefhet en hom volg waar ook al hy heen gaan. En ons het gesien dat Helena die siele voorstel van die wat in verstrooiing is, wat nie naby die fees is nie. Maar hier kom die twee by mekaar, net soos wat ek op 16 Desember lesing vir julle uit Sefanja 3 gelees het, dat die versameling hier plaasvind. En hier is hierdie twee groepe siele wat Yahshua baie lief het, gaan dadelik, sonder om twee keer te dink in die bos in 'n gevaarlike toestand in, bedoelende die wêreldse situasie aan die eindtyd, om vir Yahshua te gaan sien, om hom te ontmoet. Korah, wat ook wakker was, kyk die twee agterna en sê toe hulle in die bos verdwyn. Sal hulle nie dalk verdwaal nie? Die gebergte gaan skynbaar daar na die suidelike rigting taamlik styl omhoog en kon hom wel eers oor 'n paar uur heeltemal uitstrek. Hulle sal in hulle haas verkeerd loop en die meester kan van 'n ander kant af kom en hulle sal hom soek en uiteindelik tog nie vind nie. Maar Raphael sê, bekommer jou maar nie daaroor nie. Beide sal net so min verdwaal, soos ek sal of sou kan verdwaal. As die hart so geweldig deur die liefde verlig is daar nooit enige sprake van verdwaal nie. Hulle sal behoorlik diep die bos ingaan, maar sal die meester vind. So wonderlike verligting vir ons, dat as ons Yahshua nou in ons hart gevind het en volledige eenwording het plaasgevind, kan ons nooit verdwaal nie. Kan ons nooit verkeerd gaan nie. Wil ek nog byvoeg, eintlik kan ons dan ook nie meer sondig nie. Want as jy sondig, kry jy onmiddellike vergifnis van Yahshua. Dan is jy sondeloos. Mense verstaan dit nie altyd nie. Maar dit is so belangrik om sonde vergifnis te vra van Yahshua. Maar daar sal 'n tyd kom waar hierdie dinge vanselfsprekend sal plaasvind. Dit stel Korah gerus. Hy kyk nogmaals na die nog ewig brandende en ook baie rokende stad en ontdek met sy versiende skerpe blik dat die mense uit die stad in alle rigtings op pad is. Ook hier na ons berg toe sien hy hele optogte aankom en hy sê, nou kom almal hierheen. As almal hierheen kom, waar sal al die brood dan vandaan moet kom? Hulle sal die ou Markus met sy huis heeltemal met huid en haar opeet. Onthou die simboliek vir die eindtyd nou hier, hierdie stad Caesarea Philippi stel die Babyloniese sisteem voor wat gaan brand. So ons weet nou in die profetiese tyd dat hierdie gaan plaasvind na die Derde Wêreldoorlog, na die groot katastrofe. Is alles vernietig en die mense hardloop blindelings rond. En hulle kom nou na Markus se huis toe waar Yahshua was. Hy het nou net weggestap na die stad toe om te gaan kyk wat gaan daar aan, saam met 'n paar mense. Maar
Hulle sal dan kom na die plek waar Yeshua se gees is. Dit is vir my die profetiese woord van hierdie gedeelte. Nou bekommer hierdie ou kerel, hierdie se koning, om so baie oor alles wat nou gaan verlore gaan. Nou sê Raphael, ook boodskap vir die eindtyd. Maak vir jou ook maar geen sorge daaroor nie. Die hele aarde en alle skepsels daarop is toch seker elke oomblik ook baie van alles nodig. En toch versadig die meester self die groot aarde en alle wesens wat op haar aanwesig is. En wat is die aarde vergeleke met die son, wat meer as 10 maal 100.000 maal groter is as hierdie aarde, 1 miljoen keer, en altyd onmeetlik baie voedsel nodig het vir die instandhouding van haar magtige lig, dit is magneties-elektriese voedsel, en vir die behoud van die tallose skepsele op haar uitgestrekte liggebied. Die meester sorg sowel vir hulle as vir jou, edele vriend. Stel jou dan eers die, wat in ewigheid nooit gemeet, eindelose skepingsruimte, vol sonne en aardes of planete voor, wat nog baie groter is as hierdie aarde en haar stralende son. Maar alles word deur een en dieselfde meester, altyd op dieselfde wyse, ryklik van alles voorsien wat nodig is vir hulle bestaan. Nergens gebrek, maar oral die grootste oorvloed. As dit nou so en ewig onmoontlik anders kan wees, waarvoor maak jy dan sorge oor die brood vir die talle wat nou vanuit die stad na ons onderweg is? Nou sê Koring, ja, jy het gelyk, ek is immers geen wyse nie, maar 'n mens, en vergeet weer waar ek my bevind. Maar nou is ek alweer op die goeie spoor. Abraham, wat ook as enigste van sy 30 metgeselle wakker gebly het, kom nou ook daarby en sê, dit sal my vandag, omdat dit nou streng gesproke Sabbat is, verwarrend wees. As hierdie brand op 'n werksdag plaasgevind het, kon 'n mens hierdie slagoffers wat na ons toe aankom met raad en daad bygestaan het. Maar nou sal dit selfs vir die groot meester 'n sware opgawe word. En dit was die Joodse Sabbat van die nuwe maan, ons het dit uit die vorige hoofstukke gekry. Nou sê Raphael, maak maar geen sorg vir jou daaroor nie. Het jy die son al sien Sabbat vier? Of die maan, of die sterre, of die wind, of die reën, of die groei van die plante, en nog meer van die dinge? Waarom vier die skepsele dan geen Sabbat nie? Omdat die ononderbroke werksame wil van die meester nooit as te nimmer 'n Sabbat vier nie, want hy is die meester van die Sabbat. Of hoe kan jou Elohim tot die gee van 'n hinderlike wet in staat wees, terwyl Elohim dit juis vir jou so lank tot heiliging van die mense voorgeskryf het, as dit vir hom nie raadsaam was nie? As Elohim egter nie van jou die Sabbat en die 4 daarvan eis nie, wat sal jy dan nog bereik met jou dwaase Sabbat? Wil jy dalk vir my ook nog die Sabbat aanpraat? Moet ek ook soms die Sabbat apart stel deur nuttelose, doellose en sinlose niks doen? O wag, juis vandag op die Sabbat sal ek julle eers iets laat ervaar dat hoor en sien vir maande lank sal vergaan. En natuurlik praat Raphael hier met hierdie klomp oud priesters nou oor die dwaashede van die Sabbat, die niks doen, en dan al die ander gruwels wat hulle op 'n Sabbat binne in die tempel pleeg, verkrachting van weduwees, oorvreet en oordrink waar niemand hulle kan sien nie. Dit is die dwaashede van die Sabbat. En jy hoor dat hierdie ou sê, 'n stad kan afbrand, as dit op 'n Sabbat gebeur, kan ons jou nie help nie. Hy sal nie eers sy eie huis met water gooi nie. Dis hoe dwaas hierdie mense was. En ongelukkig het ons nog sulke dwaase mense in ons volk. Nou sê Abraham,
o vriendjie van bokant die aarde, moet my nie my vraag kwaadlik neem nie. Dink altyd daaraan dat ons mense is, en hoe goed ons ook wil, by bepaalde geleenthede, tog altyd nog in die ou gewoonte terugval, soos 'n vark in die modderpoel. Magtige dienaar en engel van Elohim, beskerm ons in die vervolg almal daarvoor, want ons is almal slegs swakke en baie gebrekkige mense. Nou sê Raphael vir hom, gaan na jou broers en stel hulle gerus, want dieselfde dom besorgdheid vir die Sabbat waarmee jy hier gekom het, hou hulle ook besig. Wys hulle hoe dom hulle besorgdheid is. Hulle word nou gaandeweg wakker. Abraham gaan en doen met goeie gevolg wat Raphael aan hom opgedraai. Toe dit in orde was, ontwaak Jebal uit Genesaret en vra skielik aan Koran waar Jara is. Dis nou Jara se pa. Koran vertel hom wat daar gebeur het en dat Jara en Helena die meester in die bos gaan soek het, in die woud. Dan sê Jebal, ai, dit moes hulle nie gedoen het nie. Die bos sal waarskynlik reeds vanuit Caesarea bevolk wees met allerlei vreemde boewe. Hulle kan maklik iets oorkom wat vir hulle baie onaangenaam sou wees. Nou sê Raphael vir hom, maak jou ook maar oor ander sake bedruk. Beide is lankal op die regte plek en sal gou weer hier wees. Met sonsopkoms sal die meeste kom en die twee sal nie ver van hom verwyderd wees nie. Koran sê, hoe lang nog voor die son heeltemal op is? Raphael sê, nog ongeveer 'n half uur. Einde van daai hoofstuk, wat baie profetiese waarhede verberg. Ek dink as 'n mens 'n bietjie gaan stil raak daaroor, gaan jy sien dat hierdie ouens wat nou hier praat, is die tipe dwaashede wat aan die einde van die tyd deur die inwerking van Vader se engele, deur Yeshua se gees, waaruit hulle in elk geval werk net uit Yeshua se gees, en dan die twee vrouens wat eintlik die dogter van Sion hier in Suid-Afrika voorstel en die dogter van Sion in die verstrooiing voorstel. Dat hulle kom nou met sonsopkoms met Yeshua in hulle harte, na alles vernietig is, en hierdie ander mense met 'n goeie hart, wat nou hier by die engel is, hulle het goeie harte, maar hulle is vol dwaashede, omdat hulle nou nog onlangs nog in die kerk was, of in die valse steem. En dit gaan ons werk wees, om daai mense op die regte pad te lei, soos wat daai man in die gesig van 16 Desember wat ek gelees het, gesien het, dat oral klomp liggies ontstaan, met hande wat brood word. Dit is die les wat ons hierin leer. En daai brood is beide die brood van die lewe vir die siel, hierdie woorde, wat ons nou het, en hulle nie het nie, en dan fisiese kos, wat die mens nodig het vir sy onderhoud. Baie dankie.